Zoals we wonderful name of Father, Son, and Holy Spirit. Zoals in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Zoals in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Wacht, zoals in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Zoals in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Zoals in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Ik zal dan in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Seun, ik zal in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Ik zal in de wonderlijke naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Hoi, môre vriende en familie. Jessie, kerk is lekker vol vandag, hè? Dat is goed, dat is goed. Vriende, ek glo vertrou met julle almal gaan dit geseënd. Ja, hoe geseënd is ons nie? Om op te kan staan, wakker te kan word. Ek weet nie, word jy eers wakker en staan jy op. Of staan jy nou op en word jy later wakker. Maar ja, geseënd is ons om weer uit te kom en net om Vader se woord te kom luister en saam met gemeenskap van gelowiges te wees. I think it's amazing dat God ons elke oggend so getrou wakker maak, né? Dink dan nie daaraan, God se timing is elke dag perfek vir ons. Hy weet wanneer ons wakker te maak, hy weet wanneer ons te laat slaap. Net so, weet hy ook presies wat is die beste vir ons. Hy weet wat vir ons die pad vorentoe, hy ken die pad. Hy het ons al reeds die pad uitgelê. So hoekom hom nie vertrou met alles nie, ewen die klein dingetjies in 'n ou se lewe nie. Klein dingetjies wat jy dink is nie hoe moet jy werk eers om by Vader te gaan los nie. Hoekom nie? As hy ons groot dinge kan doen, kan hy vir jou klein dinge op ons doen. Ons kan ons vertrou met alles. Want hy is liefde en hy wil vir sy kinders sorg. Is ons as ouers nie op so? Wil ons nie net altyd die beste vir ons kinders hê nie, al is dit klein dingetjies in die wêreld. Die klein dingetjies wat jy dink is klein, maar jy doen dit vir hulle, want jy's lief vir hulle. Nou moet julle weet mense, ons as sondaars, as ons weet hoe om goed te doen teenoor ons kinders, hoeveel te meer ons heilige Vader wat in die hemel is. Hoeveel te meer kan hy nie vir ons sorg. Ons kan ons op sy belofte staan. Want hy kan nie jokkie. Hy is 'n liefdevolle God. Baie mense wil dit net nie raak sien nie. Dit gaan my verstand te bowe. Laat hulle eerder sal wil luister na die leuns en die lawaai van die wêreld. As om na 'n liefdevolle God uit te reik. Om hom aan te neem as jou saligmaker en jou verlosser. Om hom te glo. Ek weet hy het vir ons 'n liefdesbrief geskryf, elke een. 66 hoofstukke, 66 boeke. Liefdesbrief. Met beloftes, met waarskuwings, met hulp, met alles. Vriende, ek dink ons kan 'n rapport neersit, ons kan 'n huisgenoot neersit, ons kan 'n keer neersit. Ek weet nie wat mense lees. News 24 kan jy neersit. Dit is nie nodig om te luister nie. Alles staan reeds vir jou in die Bybel. Ons weet wat gaan gebeur. Want God het mos aan ons geopenbaar. Ons kan dit mos glo, want ons God kan nie jok nie. Is dit nie amazing om so God te volg nie? Ek dink dis amazing. Dat God mense
ons oë oopmaak om hom te sien. Hy raak in ons harte. Onthou julle, ek het begin met die nuwe lewe, want ons mos nou in 'n nuwe jaar in. Met die nuwe lewe wat hoe ons nou stap vir stap by alles uitkom. En ek het gepraat laasweek van skoene. Jou nuwe skoene wat jy aantrek. Maar ons almal weet mos jy gaan mos nou nie met daai nuwe skoene kom met hardloop soos ek gesê het. Daai skoene moet mos eers ingery, tekkies moet mos eers ingehardloop word voordat jy daarmee gaan hardloop. Selfs soos wat jy word mos nou vernuwe. God gee vir jou ons mos 'n nuwe hart gegee. En saam met dit, God is glad nie eers synig nie. Saam met dit gee hy vir ons sy gees. En ons weet wat sy gees saambring. Nie persente nie, my liefie. Hy bring 'n persent, hy bring ons 'n geskenk saam. Hy kom nie leë hande by jou aan nie. Wil julle graag weet wat bring die Heilige Gees vir julle? Ek sê vir julle. Hy bring vir ons liefde. Hy bring vir ons blydskap. Hy bring vir ons vrede. Lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy kom nie leë hande nie. Nou wat bring die vyand vir jou? Moeilikheid. Net moeilikheid. Want as die vyand vir jou iets gesê het jy moet te doen, dan doen jy dit mos nou maar. En as jy dit klaar gedoen het, o, gat, wat het ek nou af? O, shucks, nou gaan die mense met ons soek. Hoe gaan ek dit nou regmaak? Maar as jy mos nou doen wat God sê, amen. En dis is dieselfde soos 'n leuen vertel. As jy 'n leuen vertel, moet jy 'n baie goeie geheue hê. Regtig. Hy leuen gaan jou kom inhaal. En jy moet hoop en bid dat jy dan daardie leuen kan onthou stap vir stap. Stap vir stap, want anders gaan jy mos uitgevang word. En as jy mos nou nie 'n leuen vertel nie, dan hoef jy mos nie om te onthou wat jy gesê het, want dis die waarheid. Die waarheid maak jou vry. Sien julle hoe draai die vyand 'n rad voor jou oë? Jy stap skei. Hoekom nou hom luister? Hy het nie eers 2 woorde op 'n papier neergeskryf nie, maar luister vir hom. Maar vriende, daar's goeie nuus. Daar's baie goeie nuus. Jesus het hom amper seker 'n warm klap gegee. Maar ja, Jesus het hom oorwin aan die kruis. Hy het. Dis wat maak ons met dit? Wat maak ons met dit wat Jesus vir ons gedoen het op daardie kruis? As julle so in julle gees ook kan kyk, ons almal het sonde. Imagine dit nou. Die kinders like ons om imagination te speel, né? Maar imagine dit nou. Daar hang Jesus op hy kruis. Daar hang hy. Al daai sondes in ons lewe. Alles lê op sy skouers. Hoe kry daai man dit reg om nog lewend te bly? Net myne nie, net julle se nie, die wêreld se. Is dit nie die moeite werd om hom te aanbid nie? Is dit nie die moeite werd om hom te volg nie, vir hom te luister nie, sy pad te stap? Want ek meen as ons agter hom aanstap, hy weet mos waartoe hy gaan. Waartoe gaan hy? Hy gaan na die ewigheid toe. Nie ewige hel nie, ewige lewe toe. Is dit nie waartoe ons almal graag op pad wil wees nie? Is dit die pad wat ons wil stap en dan weet ons is veilig op hy pad. Ons is veilig, want ons Jesus stap voor ons. En wanneer ons moeg raak, kom draai ons. Hy los ons. Hy los ons. Is dit nie die moeite werd om Jesus te volg nie? Vriende, ek weet nie van julle nie, maar daai is my superheld. Daar is nie 'n ander superheld. Dis net Jesus. My beste vriend. My raadsman. My verteenwoordiger by God. En hy kan ons almal sin wees. Mits ons hom sê, ja Here, hier is ek. Vat my hand. Vat my. Soos ek gesê het, God het klaar vir ons nuwe hart gegee. Hy het vir ons sy gees gegee. Vriende, dink net daaraan, wat beteken dit om God se gees in jou te kry? Hoe sterk is daai gees? Daai gees is Jesus uit die dood uit opgewek. Hoe sterk is hy gees? En het Jesus nie gesê as ons in hom glo nie, sal ons nog meer doen as wat hy gedoen het nie? Die gees in ons werk. So eintlik het ons nie 'n limit nie.
Dis soos 'n kredietkaart. Vrouens hou ons daarvan. Daar's nie 'n limit nie, gaan spend maar vandag. Moenie worry, shop till you drop, né? Dit is wat ons het in die Heilige Gees. Daar's nie 'n limit nie. Ons kan by alles uitkom. Ons is tot alles in staat. Nie wat het ek gesê, jy is net tot 'n meter of so iets in staat nie. Nee, tot alles in staat. Deur hom wat ons die krag gee. Wel, wat gee die vyand? Moeilikheid. Moeilikheid. Ek kan tot aan al die moeilikheid kom deur hom wat my aanmoedig. Ek kan my lewe verloor deur hom wat my aanmoedig. Ek kan in die selle gaan sit deur hom wat my aanmoedig. Maar wat doen die Gees? Hy moedig jou nie aan nie. Hy lei jou. Hy praat mooi met jou. Hy praat sag met jou. Die krepak slaan nie. Jou lig skyn. Is dit nie die moeite werd om hom te volg? In die ewige hemel, ewige lewe. Ek is mal daaroor om dit te sê. Vriende, Jesus het vir ons gesê, en ons weet ons kan Jesus glo. Hy het gesê, die Vader maak vir ons plek gereed. En as hy klaar is, kom hy ons haal. So my liewe vriende, as julle so in die natuur kyk, wanneer alles nou mooi blom, alles mooi groen is. As jy na die vee kyk, die vee lyk mooi, vet, gesond. As jy na mense kyk, wat Vader geskep het, hoe gaan jou kamer lyk die dag in die hemel? Alles wat jy wil hê gaan daar wees. Ek dink die kinders gaan seker soveel PlayStations en goeders hê soos wat hulle harte begeer. Alles gaan daar vir jou wees. Dink net, daai feesmaal wat vir ons wag. O genade, ek dink jy so maak en so lekker kook, hoor. Sorry maar. Maar regtig, wat God self voorberei. Wil jy eens regtig daarop gaan uitmis? Wil jy regtig daarop gaan uitmis? Ek meen, it's there vir ons, vir die tydjie. Sê net, ja, Here, hier is ek. Doen dit vandag. Jy weet nie of jy môre het nie. O God, dankie. Kom ons aanbid hom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie vir u liefde, vir u genade, vir u goedheid, vir u guns. Here, dankie dat u ons harte vernuwe. Here, dankie dat u dit nie net ons harte doen nie, maar Here, u gee vir ons u Gees. U Gees, Vader, wat ons maak tot alles in staat. Here, dankie dat daar nie 'n limiet op hom is nie. Dankie dat ons hom nie hoef te budget nie. Dankie Here dat ons hom net kan gebruik om te groei en te groei en te groei in die mens wie u gemaak het ons moet wees. Here, dankie dat u so lief is vir ons. Dankie dat u ons hoog ag. En dankie Vader dat ons vandag hier kan wees om te hoor wat die Gees vir ons wil sê. Here, ek wil u vra dat ons die wêreld daar buite los, dat ons regtig sal luister. Regtig sal agslaan op dit wat u sê. Vader, laat ons anders te hier uitstap as ons vandag hier ingestap het. Here, laat die Gees na hierdie plek vul. Want u het gesê, u gee dit vir elkeen wat vra. Ek dank en loof en prys u in die grootste naam wat ek ken. Dit is ons verlosser, Yeshua HaMashiach. Amen. Ja vriende, ek nou amper 'n bietjie van my preek se lyn afgeloop, maar nie regtig nie. Ons gaan nou sien hoe gaan dit mooi in plek val. Ons het gepraat oor nuwe skoene, jou pad wat jy gekies het en al daai goedjies. Nou hier stap ons mos nou. Hier stap ons mos saam met God. En ja, weet jy dat ons is mos maar mens. Mens word moeg. Jy word moeg. En wat doen ons gewoonlik? Either jy gaan staan stil of jy gaan sit stil of jy gaan lê. Maar dit is fyn. Dit is ook reg. Dit is fisies. Nou weet jy ons gees werk op dieselfde. Jy gaan baie keer voel dat is nie maar ek voel nie groei nie. Ek voel nog steeds God is ver. Ek voel nog steeds nie groei nie. Hoekom sukkel ek dan nou nog met dit? Hoekom sukkel ek dan nog met daai? Maar vriende, dit is nou net daar waar God sê, wees stil en weet, ek is die Here. Het hy nou ook gesê, hy sal ons nooit alleen laat nie. Hy het gesê, ek gaan vir jou 'n halfuur lunch gee, dan gaan ek gou iets anders vertoef nie. Nee, nooit beteken nooit vir God. Nooit is nooit. Ons kan op sy woord staan, want hy jok nie. Ons lees in Galasiërs 6 vers 9, vriende. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie.
want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Sien weer eens sê Vader dit so mooi in sy woord. Ons sal maai wat ons saai. As jy die hele tyd onheil gaan saai, as jy die hele tyd moeilikheid gaan saai, as jy die hele tyd vir die vyand luister en sy saaiwerk vir hom doen, you're gonna reap what you getting. Jy gaan kry wat jy gesaai het. En dan Vader sê in die woord, moenie moeg word om goed te doen. Wat wil die vyand hê moet mense doen? Nie goed. Hoe nee? Want hy wil jou homself hê, hy wil jou kop deurmekaar maak. Kyk net hoe sag praat God met ons. Moenie moeg word om goed te doen. Op die regte tyd sal jy beloon word. En vriende, hoekom pla dit ons dat ons beloning op aarde moet kry? Hoekom pla dit ons dat ons 'n goeie kompliment by 'n mens moet kry? Hy is dieselfde as jy. Jou gees is dieselfde kleur as sy gees. Jou siel is dieselfde kleur as sy siel. Jou bloed is dieselfde kleur as sy bloed. Wat pla dit jou wat mense van jou dink? God sê, volg jy my en los daai mense. Moenie moeg raak om goed te doen nie. Hy staan vastig in die woord. Luister vir die gees. Hy sal jou nie in 'n modderpoel inlei nie. Ja, vriende, daar gaan storms kom. Maar wees nog steeds nie bevrees nie. Want Jesus gaan saam met ons deur die storm. Hy sê nie okay, kry aan die ander kant dan loop hy om die storm nie. Nee, hy gaan saam. En weet julle hoe rustig is dit as God saam met jou deur daai storm gaan? Onthou julle toe hy in die boot geklim het saam met die disippels na die storm op die water gekom? Wat het Jesus gemaak? Hy het geslaap. Maar hy was daar, maar hy het geslaap. Maar sy disippels het gedink, "Sjoe, jy ou geen is om nie, ons is besig om te vergaan en hy slaap." So wat sê dit van Jesus? Hy is in beheer. Was dit nie dalk om hulle geloof te toets nie? So wat gaan jy maak in jou storm? Wat gaan ek maak in my storm? Gaan ek luister hoe my Skepper rustig lê en slaap terwyl hy saam met my in die storm is? Of gaan ek paniek bevang raak en daar iets anders soek? Wat gaan jy maak? Soek Jesus. Hy sal jou op die regte pad lei. Hy sal saam met jou deur daai storm gaan. En as jy aan die ander kant uitkom, prys en loof hom, want hy sal jou nie teleurstel nie. Vriende, ek lees van 'n vrou. Sy wil begin stap vir gesondheidsredes, want die dokter van gesê, jy moet 'n bietjie begin fit. Doen ook die oefeninge, hè? Jy moet begin regop. Ja, sy gaan koop nou toe maar nou vir haar daai nuwe skoene, nuwe klere, hele kit, alles. Lyk alles lekker, alles lyk lekker. Ja, nie gat sy die eerste dag. Ja, sy vlieg haar by die deur uit. Sy stap lekker, al te lekker. Kom so by die derde dag. Nou begin ja nee, derde dag se stap was goed. Dit is right. Kom sy hier by die 6de dag, 7de dag. Nou begin die bene styf raak. Die rug geseer. Voete wil net nie meer so lekker oplig nie, maar sy druk maar deur en sy doen dit weer. Stap die dag. Hier kom sy by die 10de dag. Ja, sy sit so. Sy sê, vandag dink ek vat ek 'n rusdag. Ek gaan net kalmeer op die bank sit. Net die, kyk sy so by die venster uit. En sy het elke keer hierdie ou oomie gesien. Elke dag, van sy stap hy. Elke dag, die dag wat sy afvat, hy stap nog steeds. Dit gaan aan vir 2-3 dae, die vrou rus nog steeds op bene. En daai nuwe klere hang nou net in die kas, word nie so aangetrek. Net dis nog sy wag. Sy gaan nou daar staan, sy gaan oom 'n bietjie water vat. Sy stap uit, sy sê oom, noem 'n bietjie water. Ja, dankie my kind. Sy vra oom, kan ek jou iets vra? Ja, natuurlik. Hoe kry oom dit reg? Elke dag getrou te stap. Oom sak sy kop so. Man, weet jy, hy sê vir ek wag nie om lus te voel nie. Ek besluit om te loop. Sien vriende,
Om te besluit om te groei is nie 'n gevoel nie. Dit is vertroue. Dit is geloof. Dit is wat die Here Jesus vir ons bring. Ek meen as jy elke keer iets gaan doen as jy nie lekker voel nie, gaan jy seker amper nooit iets doen. Want dis 'n gevoel. En jou gevoel kan mos vir jou jok. Hoe staan dit nie in die woord ook as jy afvoel of as jy moeilik voel of wat ook al nie, sing lofliedere wat jou siel kan ophef, dat jy kan begin lewe. Loof en prys die Here as dit swak gaan. Slaan die vyand ondersteboven. Loof en prys hom. Moenie moeg word om goed te doen. Wees goed teenoor mekaar. En dan vriende, ek weet die vyand, ek weet nie hoeveel lemme uit vir ons, want weet jy dan, ek gaan julle regtig nou skok seker. Hy haat julle. Hy haat my. Satan haat ons. Want hy wil nie hê ons moet saam met Jesus gered word. Hy wil nie hê ons moet die ewigheid saam met Jesus ingaan. Hy soek ons. Hy sê ons het ons lief. Hy's 'n leienaar. Hy's 'n dief. Hy het gekom om verwoes en te kom steel. Jesus het gekom om ons te red en ons te reinig. Volg hom. Jesaja 40 vers 30 en 31 sê, die jonges word moeg en mat, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wag op God. As dit vir jou voel dat God ver is, hy is nie. God het gesê, hy is nader aan jou as die klere in jou lyf. Hy is ons binne in jou. Sy gees is binne in jou. Dit is vir jou om hom aan te wakker. Soos ek gesê het, die gees in jou het nie 'n limiet op nie. Gebruik hom, mense. En hy word nie moeg nie. Gebruik hom. Hy kan nie slaap nie. Hy kan nie afgemat word nie. Dit is God se gees in jou. Sien, ons krag kom altyd tevoorskyn. Wanneer ons swak is, dan kom God se krag. Dan wys hy ons. Tel hy ons op. Sien dit weer eens, die liefde van God. Hy weet ons gaan moeg raak. Hy weet ons gaan afgemat raak. Hy weet dit. Maar wat sê hy vir ons? My krag sal tevoorskyn kom as jy moeg is. Daar kom help hy jou nog steeds. Nog steeds. Sy krag sal help. Wat sal die vyand maak? Ek vir jou staan en lag, lekker, né? Hy gaan jou nie help nie. In die afgrond en ja. Maar hy gaan jou verder. Ons God se krag kom dan eers in werk. As ons moeg is, is presies dieselfde. Gee jouself heeltemal vir Jesus oor. Dat die Heilige Gees heeltemal alles oorvat. En jy sal vernuwe word. Kyk vriende, regtig, ek moes nou gesê die vyand haat ons. En regtig, hy hoop ons stop. Hy hoop ons gaan staan stil, ons stagneer. Dit is sy wens. Soos ek gesê het, hy wil nie ons moet verder gaan. Hebreërs 12 vers 12 sê vir ons, rig daarom die slap hande en die verlamde knie weer op. Jesus maak jou genees jou. Jesus gee vir jou krag. Hy tel jou op. Al is jy moeg. Hy tel jou op. Hy tel jou op, hy lei jou, hy help jou. Ons moet net getrou bly. Ons moet getrou bly aan God se woord. Ons moet getrou bly vir sy beloftes. Maar hoe gaan ons nou weet wat is sy beloftes as ons nie die Bybel lees? Hoe weet julle ek staan nie in die waarheid en praat? Sien vriende, dit is belangrik. Nou gaan my vrou seker weer lag. Lees jou Bybel. Bid elke dag, want dit gee jou krag. En dit is nie moeite nie. Dit is regtig harde werk. Dan kan ons mos nou lees. Ek dink nou net jy word nou vanoggend wakker. Nee, jy dink nee, flip, ek sien dis hierdie dag. Ek sien dis om aan te trek vir kerk. Ek sien dis vir niks. En die woord en die gees lei druk jy skop jou so in die sy. Ja, vang jou Bybel. Jy maak jou Bybel oop en jy lees. Ag, kom ek lees maar net hier. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai. Hou. Okay, God, sorry God. Uit die bed uit dag as jy weer happy. Want God het ons moenie God man, gaan. Ek is met jou, ek lei jou. Om bid ons nie asemrowende God nie. Vriende, ek gaan dit baie sê vandag want weet julle
God is lewe. God is liefde. Hoekom nie om glo sy pad volg? Hoekom nie? Soos ek gesê het, vriende, daar is 'n oes vir die wat aanhou. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons trek net nie deur. Ons kom getuig van Jesus. Dit is ons werk op hierdie aarde. Ons moet vertel van sy liefdesdade. Ons moet mense vertel waar hulle foute maak, verkeerd. Ons moet dit doen. Ons moet ons Jesus se hande en voete wees. Ons moet dit doen. Want hy het vir ons gesê, gaan uit die hele wêreld uit. Hy het dit vir ons gesê. Dit is ons werk. Dit moet eintlik ons eerste werk wees en ons beste werk wees. En daarna kom jou familie en jou die ander werk. Ons werk ons vir die Here. Moenie moeg raak nie. Want hoekom nie? Hy vriende, ek het nou vir julle gesê hoe gaan jou kamer lyk in die hemel? Vir julle gesê hoe gaan hy feesmaal lyk? Nou dink nou hoe gaan jou kroon lyk? Want ons gaan krone ontvang. Hoe gaan hy kroon van jou lyk? Ek glo nie eers die prinses of die queen van Engeland het so 'n kroon naastenby soos wat ons gaan dra. En dan wat nog van jou kleed wat jy gaan aan het? Spierwit. Hy kan nie meer vuil word. Daar's nie wasgoed om te was. Is dit nie iets om na uit te sien? Mits ons nie moeg raak nie. Mits ons aanhou. Mits ons die waarheid gaan vertel. Vriende, ons moet regtig weet en ons moet dit regtig glo dat God saam met ons stap en hy raak nie moeg nie. Psalm 73 vers 23 sê: "Nogtans is ek altyd deur by u. U het my regterhand gevat." Sien, Dawid het geweet dat God met hom is. Hy het hom gelei. Ek meen as jy deur sy lewens lees hoe hy vervolgens deur van Saul vervolgens en dit kan jy sien as daar nou iemand was wat nou regtig negatief geraak het. Ek sê ja, Here, ek het dan daai tyd al gesalf. Maar hoekom vervolg Saul met jou? Is dit hy? En actually Job ook. Maar hulle het nie. Want hulle het God se krag geken. Hulle het geweet wie God is. Net so kan ons ook. Weet jy vriende, ons kan actually meer as hulle weet. Hulle het nie geweet van Jesus nie. Hulle het dalk gehoor hy gaan kom, maar hulle het nie geweet van hom nie. Ons weet van hom. Ons sien dit hier. Ons ken hom. Hy ken ons op ons name. So ons weet eintlik meer as hulle. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Dat Vader hom vir Jesus so aan ons kom blootstel het, dat hy al sy lewe hier in die Bybel vir ons neergeskryf het, in sy woord. Sien, as ons aanhou, ons hou aan goed doen, ons hou aan beter word, ons hou aan meer van Jesus leer, ons hou aan, wat gebeur dan? Jy versterk jou siel, jy groei in jou geloof, en jy kan jou oë op God rig, en jy weet dan, waar kom jou hulp vandaan? Jou hulp, waar kom dit vandaan? My hulp kom van God af. Sonder hom is ek niks. Maar met hom kan ek weermagte storm. Ek kan berge versit. Net soos Dawid. Ek kan. Want hy gee my die krag. Net so ook vir julle vriende. Die hele proses is van hierdie pad wat 'n mens stap. Dit is 'n keuse wat jy maak. En weer eens soos die keuse van die skoene. Ek hou van dit om te sê van die skoene. Want as jy jou skoene aantrek, kos dit werk. Kos jou rug buig. So dit kos iets van jou. Onthou, Vader gaan jou nie aan iets forceer wat jy nie wil wees nie. Want hoekom nie? Want Vader is 'n gentleman. Hy ken jou en hy sal niks op jou afforceer. En as daar tye kom, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit swaar gaan, onthou een ding. Vader sal nie laat jy bo jou vermoë getoets word nie. En niks sal oor jou kom as dit nie sy toestemming wegdra nie. God is liefde. Hy's lief vir ons.
So hoekom sal hy ons verleed dan? Dis die vyand wat daai leuns gaan aanblaas, dat jy dit kan hoor. En hoe meer jy dit gaan hoor, gaan dit mos in jou hart. Hoe meer in jou hart gaan ingaan, hoe meer gaan dit by jou mond uit. Selfs soos die woord van God, hoe meer jy dit hoor, hoe meer gaan dit in jou hart in, en dit by jou mond uit. Is dit nie beter nie? Alles is mos vriendelike woorde wat daar uitkom. Weereens die vrug van die gees, blydskap, vrede. Al is jou bankrekening 00.00, jy het nog steeds vrede. Want hoekom? God sorg vir jou. Jy het nie 'n bekommernis nie. Jy het nie nodig om te worry nie. Dit woord sê ook vir jou, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet en drink, want God sal voorsien en aantrek nie. Moenie worry daaroor nie. God weet wat jy nodig het. Volg hom net. Glo in hom. Hou aan hom vas. Fokus op die Here. Fokus op die goeie. As die negatiewe kom, as die lelik kom, dan kom dit. Onthou een ding. Jesus is saam met jou in daai bootjie. Saam. Vriende, miskien is jy vandag moeg. Miskien wonder jy of dit regtig help. Miskien wonder jy of dit regtig die moeite werd is. Jy sien met al daardie vrae, kan jy net gaan stil sit en dink, miskien moet ek bid en vra. Miskien, miskien nie, sorry. God sal my mos help, want dit sê sy woord, hy sal my help. Hy sal my beskerm, hy sal my lei. Hy sal vir my sorg. Hy sal vir my sorg. Nie omdat ons sterk is, die vriende, maar omdat hy getrou is. Hy weet wat ons nodig het. Hy sal ons beskerm. Ons moet net bereid wees te luister. Een tree op 'n slag, vriende. Een tree op 'n slag. En weet julle, ons Vader loop saam met ons elke tree. Hy sal jou nie aanjaag nie. Hy sal jou nie sleep nie. Hy sal staan en wag. Hy sal saam jou stap. Hy is 'n God van liefde. Vriende, hoe weet ons dit? Hoe weet ons al hierdie dinge van Jesus? Hoe weet ons dit? Hoe weet ons of die waarheid is? Het Jesus dit nie in sy woord gesê vir ons nie? Het Jesus nie die wonderlikste ding ook, een van die wonderlike dinge gedoen op die aarde, met die instelling van die nagmaal nie? Hy het ons beloof, hy kom terug. Ons het nou al hierdie ander beloftes al gelees in die woord. Die belofte van Jesus sê ons, hy gaan terugkom. Met die nagmaal wat hy ingestel het. Ek lees vir ons in die woord van waarheid, né? Dit is die Bybel. Johannes 6 vers 53, en ek sê vir julle, voorwaar. So jammer, ek gaan nie oorbegin. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie die brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Sien vriende, die nagmaal is in eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by hierdie instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis, tot wanneer hy weer kom. Ons vier nagmaal, want ons weet, ons verlosser is op pad terug. Ons glo dit, ons glo nie die leuen van die vyand, ons glo hom. Sien vriende, die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Dit is sy liggaam
en sy bloed. In die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. En in die vierde plek, verkondig ons van die terugkeer van Jesus. En in die vyfde plek, weet ons daar is vergifnis vir ons sondes. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons: wie dan op 'n onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, ek gaan net so 5 minute of so, net so 'n minuut gee as daar 'n saak is tussen jou en Jesus wat jy moet regstel, sodat jy daai oordeel nie oor jou kom nie, sal dit nou die regte tyd wees. So vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet. Dink daaraan en glo dat die liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê: neem, eet. Dit is my liggaam wat vir my gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker na die danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 25 en net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Is dit nie amazing, my vriende? Hy kom ons haal. Hy kom ons haal. Hy kom ons haal. Kom ons lê die oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ons gehad het om in u teenwoordigheid te kon gewees het. Here, maar ons wil nie net hier in u teenwoordigheid wees, Here, ons wil elke sekonde van elke dag, van elke week, van elke maand in u teenwoordigheid wees. Vader, ons kan nie die pad alleen stap nie, ons wil dit ook nie alleen stap nie. Dankie vir die beloftes, Here, dat u altyd by ons is. Dankie, Here, dat u ons optel wanneer ons moeg raak. Dankie, Vader, dat u vir ons 'n God is. Here, ek vra, Vader, vernuwe ons, maak ons sterk, maak ons rein en help ons op hierdie pad vorentoe. Vader, ook so dra ek hierdie briefie aan u op. U weet dit wat tussen die skrywer en u hier staan. Vader, en ek sê ook dit is nou gedoen, dit is gedaan. En dankie, Here, dat ons dit so op 'n manier aan u kan offer. Here, dankie dat u groot is, dankie dat u goed is. Dankie, Here Jesus, dat u ons beste vriend is. Ons loof u, ons prys u. Ons dankie vir u genade en liefde, omgee, ja Here, en u geduld. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.